Hi almal, my naam is Andrei en dit is Dirk en ons is vandag 'n bietjie saam met julle te praat oor 'n klomp goeters. Ons is twee gewone ouens net soos julle en ons dink vandag oor waardes, gesinswaardes, persoonlike waardes en ons wil graag hê jy moet deel wees van die gesprek, so laat weet ons asseblief wat staan vir jou uit of wat praat met jou of wat wil jy graag bysit. So Dirk, ek wil sommer by jou begin en net te vra as 'n mens praat oor waardes, is dit dis amper so 'n wolkerige, fuzzy storie wat ou nie weet presies waarvan praat jy nie. As ek vir jou sê waardes, wat kom by jou op? Waar sou jy wil praat as ek vir jou sê, kom ons praat oor waardes? Waardes binne die konteks van 'n spesifieke kultuurgroep, die waardes in alle kultuurgroepe, bevolkingsgroepe is nie dieselfde nie, so ek verwys na waardes binne die konteks van die gesin van die Afrikaanse histories Christelike gesin, wat maar is soos wat ek groot geword het in die meeste Afrikaners en Afrikaans sprekende mense. As jy 'n sterk gesin het, het jy 'n sterk gemeenskap. En as jy 'n sterk gemeenskap het, het jy 'n sterk samelewing. Hoekom is hierdie 'n relevante ding vir jou om oor te praat? Hoekom dink jy is dit nodig dat ons oor waardes praat? Want ek bedoel, as dit so algemeen is, soos, gesonde land het gesonde dorpe, het gesonde huise, het gesonde gesinne, hoekom praat ons hieroor? Omdat oor die laaste dekades het ek gesien, ons het 11 tale in ons land en daar is eintlik meer, maar dit is die amptelike tale en ek dink daar is 'n 12de een bygesit, wat vingertale, so ek praat om net as ek kwaad word nie verkeer. Maar binne die konteks daarvan en hoe al die kulture in ons land word jou kultuur verdun. Dit word al hoe minder prominent en dit het 'n saamgestelde negatiewe effek as jy die druk van die lewe, finansiële druk op die gesin het aansienlik verhoog. Nie net, jy weet, as gevolg van die nuwe regering nie, die lewe is net duurder. Generasies gelede het vrouens nie gewerk nie, want dit was 'n waarde dat die gesin gekoester word. En die lewe was eenvoudiger, mans het gewerk, vrouens het kinders grootgemaak, dit het sekere voordele vir die kinders se waardes gehad, vir die gesin se funksie, en die geluk binne daai gesin, en die druk op die finansies het so geword dat vrouens moet werk. Daar is net nie meer 'n keuse nie, jy kan nie 'n voertuig en 'n huis bekostig nie, en dis nie luxuries nie, is goed wat jy moet hê. En die gesin betaal die prys. So, en dis wat my daaraan laat dink. Ons sien hoe dit uitmekaar val, dit by name van ons gesinne, omdat mans lang ure moet werk, ma werk ook, kinders is in dagsorg. Wie lê hierdie goed vas? En ons kan nie om dit praat nie, want ons verstaan hoekom ons kinders en ons sekere uitdagings het. Wat gaan ons aan doen? Hoe gaan ons dit hanteer? Om terug te kom by 'n gesin wat ons binne hierdie makrofaktore moet terugkry by die fondament, terugkry by die basiese beginsels. En dit het niks met daai druk te doen nie, maar dit verg soveel meer emosionele energie, finansiële energie vir jou as pa om seker te maak daai gesin kom uit. So dis die lang antwoord. Ek dink ons kom uit 'n wêreld uit waar hierdie goeie swaalf gegewe was. Is jy het 'n vaste fondasie gehad van 'n koninkryk van die hemel wat sy skaduwee gegooi het op 'n koninkryk van die aarde, en jou koninkryk se waardes was nie onderhandelbaar nie. Die aardse koninkryk se werk was gewees om te laat geskied soos in die hemel so ook op die aarde. So daar was nie eers besluitneming gewees hieroor nie. Maar soos die dinge ontwikkel het alles meer individueel geraak. 'n Keuse het 'n groter rol begin speel. En dan dink ek kom 'n ou by 'n plek uit, soos wat jy gesê het, 100 jaar of so terug, dat waardes nog steeds belangrik is, maar dat dit baie meer in die samelewing op 'n persoonlike vlak begin leer word. Nie in die samelewing in die breër nie, maar meer in die area waar jy gebly het. In die ouers wat saam met jou kinders grootgemaak het jy saam die kinders grootgemaak.
En die goeders het die kring het al hoe kleiner begin trek. Na 'n plek toe so, en dit was nie dat ons iets verloor het, nie, dis dat ons iets gewen het, is want jy moes jouself onderskei van ander gesinne. Jy moes jouself laat uniek lyk het. Almal werk nie nou nie by die fabriek nie, jy moet jou eie plekkie kry. So met ander woorde, jy kon, en ek onthou op 'n stadium was daar die hele idee gewees van, maar wat se waardes van jou gesin? Wat se waardes verteenwoordig jou gesin? En dit was sterk op keuse gewees, as jy kan kies. Jy het 'n keuse gehad wat se waardes vir jou gesin. En toe het ons dit so ver gevat tot op 'n individuele vlak, so half asof elkeen sy eie brand is. Wat is jou persoonlike waardes? En ek dink, as 'n mens 'n CV vandag opstel, dan sit daar's al 'n plekkie daarso waar jy moet sê wat is jou persoonlike waardes, waar jy nou jou brand moet verduidelik. En ek dink die moeilikheid as ek na jou luister is soveel soos ons gewen het daarmee, dat ons al hoe meer keuse gehad het, al hoe meer vryheid gehad het om te besluit wie ons is en waarvoor ons staan. Dit het alles gekom teen 'n prys, dat ons al hoe meer onsekerheid begin kry het ook, oor wie ons regtig is. So met ander woorde, vroeër het jy presies geweet wie jy is, want daar was bitter min keuse gewees. Nou met absolute keuse, is daar absolute onsekerheid. En ek dink, het is moeilik vir 'n mens om enigiets te bou, as jy nie 'n goeie fondasie het nie. En dis wat ek by jou hoor, is die manier hoe die samelewing ontwikkel het enige geword waar, wel, mamma en pappa het nie meer tyd om vir jou te leer wie jy is nie, en wie jou waardes, wat se waardes jy voorstaan nie. En nou moet jy jou eie waardes uitfigure in 'n wêreld waar jy net nie die antwoorde, jy het nie die fondasie om op te bou nie. En dis wat dit so ongelooflik skrikwekkend maak, is die onsekerheid is so enorm. Dis so, jy raak aan 'n paar belangrike goed, en om dit saam te vat, in die tyd wat ma's kinders groot gemaak het, die mense saam met wie jy die meeste tyd spandeer het die grootste invloed op jou lewe is, net soos dit is. So as dit in vorige generasies jou ma was dit waar jou waardes onbewustelik vasgelê was. Pa was net na 5 by die huis, daar was nie televisie nie, daar was tyd saam spandeer ensovoorts. Dit het sekere goed vasgelê wat jy nie eers oor gedink het nie, dit het net outomaties gebeur. Nou dat ons ouer is, kan ons terugkyk en besef hoe hierdie goed aan mekaar gesit is, en ons kan identifiseer dat dit die goed is wat nie meer daar is nie. Ek sê nie dat jy weet, die antwoord is nie om in die verlede te leef nie, dis om te sê, dis goed dat tegnologie vooruitgaan. Dis goed dat die lewe meer gediversifiseerd word, want daar is soveel voordele in daarmee. Maar ons moet nog as die hoof van 'n gesin terugkom en sê, hoe gaan ek my gesin by mekaar hou en die goed vir hulle leer wat ek glo in 'n gesin se waardes moet wees. En om terug te kom tot die tyd saam met wie jy spandeer, nou werk pa en ma. Pa werk langer ure, is nie meer die 8 tot 5 van 'n generasie of 2 terug nie. So die kind is by die skool, na skool is hy in dagsorg. Waar spandeer hy die meeste van sy tyd? Maatjies en 'n onderwyser waar hy een van 50 of 200 kinders in die dagsorg is. Waar tel hy sy waardes op daar? Het die maatjies die antwoorde? Nee. Wat doen ek en jy daaraan? Dis in 'n nutshell my vraag. Ek dink een van die goeders wat ek baie hoor is hoe ouers krities is teenoor YouTube en al hierdie goeders en hierdie wat influencers van Mr. Beast die kant toe en daai kant toe en Mark Rober daai kant toe en al hierdie goeders en daar's geen geheim daaroor nie. Hierdie mense speel 'n enorme rol in kinders se vorming, se identiteit, om hulle waardes te kommunikeer. Maar ek dink die ding wat ons miskyk dis nie dat hierdie ouens ingewurm het in ons lewens nie. Ek dink daar was 'n leemte gewees wat hulle net begin vul het. Dis nie hulle vat oor nie. Dis net hulle vat dit aan waar ons nie meer daarby uitkom nie. Dis waar, is 'n ander perspektief. In my opinie is 'n selfoon, is nie net 'n foon, is eintlik die kleinste deel van sy funksie vandag. Dis 'n slim toestel, is 'n smart device. Jy kan baie goed doen. So daar's geen nadeel aan die foon nie, maar soos enige tool, soos enige stuk gereedskap,
is die sukses daarvan hoe jy hom aanwend. So, ou moet nie fout gaan soek by die sosiale media nie. As ons net na YouTube kyk, daar's verskriklik positiewe goed daar. So dis wat jy met hierdie gereedskap maak. Nou, om terug te kom met die tyd wat jy spandeer by wie vir die meeste tyd wat jy wakker is, as gevolg van die verslawende faktor, as gevolg van hierdie stimulasie wat, jy weet, ek is nou al ouer in jare, maar ek is een van die verslaafde, om nou 'n negatiewe konteks te gebruik. Ek kyk verskriklik baie YouTube, maar ek wend hom anders aan. Dis hoekom ons hierdie doen. Ek kyk na positiewe goed waar ek antwoorde kry van goed wat ek wil leer. Vroeger jare moes jy universiteit toe gaan of jy moes 'n kursus doen in iets om iets te leer en dit was uit 'n boek uit. As jy gaan kyk, kundige, gekwalifiseerde, professionele mense waar jy hierdie inligting verniet kry. So, dis 'n ander konteks. Maar as die kind wat nou nie daai filter op het nie, 5-6 ure van sy dag op sosiale media spandeer, die influencers, om terug te kom na die term toe, natuurlik het hulle dan 'n inset op daai kind se waardestelsel. En as daai influencers nie positiewe invloed in hulle lewe het nie, relatief tot wat ons vir ons kinders wil hê, of ons gesinne wil hê, dan is dit mos nou waar die waarde vasgelê is. Dis presies die punt wat ek maak. Maar ek moet iets uitlig, en dit is dat as ek terugkyk oor die tyd wat ons mekaar ken, jy self het 2 kinders wat in die tienerjare instap, jou werk is baie veel eisend, jou vrou is 'n professioneel gekwalifiseerde persoon. Hoe maak jy dit werk? Ek en Julie sê baie keer vir mekaar, ons sien 'n ongelooflike voorbeeld daar. En uit ons ervaring weet ons hierdie goed gebeur nie net nie. So iets doen julle agter die skerms wat die vrugte wat ons sien het. Wat is julle plan? As jy dit sê, dan dink ek, die genade is groter as die verdienste. Maar kan al mense sê daarop. Hierdie laat my altyd, daar's mos die vrou wat Signia gehardloop het, die beleggingsmaatskappy in Suid-Afrika. Wat is dit, Margaret, wel iets met 'n M en 'n Zulu, een van 'n vreemde van. Ek het eendag 'n ding gelees wat sy geskryf het, wat sy gesê het is moenie laat die lewe jou flous nie. Jy kan nie jou koek hê en hom eet nie. Jy kan nie alles hê nie. So jy moet besluit. Jy kan nie 'n werkende vrou wees en 'n ma wees nie. Wat so half skokkend is om dit te hoor, nee, maar want ek bedoel, ons leef in 'n wêreld van, maar jy moet alles kan wees, jy moet 'n pa kan wees en alles. Sy sê is, vergeet daarvan. En ek dink, net in die benadering is daar iets vars wat sy sê. Sy sê, want jy is eerste op besigheidsvrou of eerste ma. Jy kan nie al twee eerste wees nie. En ek dink wat ek die eerste ding al by haar hoor is ons dink ons kan al die balle in die lug hou. Jy kan nie, jy moet prioritiseer watter is die belangriker balle, watter is nie. Of jy nou al weet of nie, jy's klaar besig om dit te doen eintlik. So haar argument is om te sê, sy het geen verhouding met haar kinders nie, maar sy vat hulle so elke 4, 6, 9 maande, vat sy hulle vir 'n maand lank of 2 maande weg op vakansie, dan reconnect sy weer met hulle. By die res van die tyd sy 'n besigheidsvrou. So sy sê, as jy wil weet wie gaan vir jou make-up help aansit of wie gaan vir jou 'n rokkie kies vir matriekafskeid, gaan nie ek wees nie, ek het besigheid om te hardloop. Maar ek sal saam met jou gaan vakansie hou na die tyd. Klink so half koud nie. En ek is nie 'n fan van die manier wat sy op jou en dit antwoord nie, maar die manier wat sy sê is moenie vir jouself jok en jy kan nie alles doen nie. Daarvan hou ek. So dan word jy klaar 'n prioriteitslysie in jou kop. En as jy dit nie het nie, wel jy het dit. Jy is klaar besig om dit te implementeer. Sekere goeders maak jy vir tyd, sekere goeders het jy nie vir tyd nie. En die feit dat jy vir alles tyd wil hê, beteken nie dat jy vir alles tyd gaan hê nie. So ek dink prioritiseer daarso klaar. Besef wat is vir jou prioriteit. En wees eerlik daaroor. Kommunikeer dit ten minste met mekaar. Te sê, wel, dis wie ek is. Dis wat ek kies. En dis hoekom ek dit kies. So ek dink altyd aan die ding van my kinders het nie gekies om hier te wees nie.
Ek het gekies dat hulle hier moet wees. En daarmee het ek 'n verantwoordelikheid vir hulle. Selfs my werk het ek vir aansoek gedoen, om te sê, kan ek hier werk? En hulle het my gekies. Maar my kinders het nie aansoek gedoen om my kinders te wees nie. Ek het aansoek gedoen om hulle pa te wees. Ek het hulle gekry. So daar, in my prioriteitsorde is dit altyd so, ja, natuurlik wil ek vir my kinders die beste gee, maar my prioriteit begin by, wat is dan vir hulle die beste, want ek het daai keuse gemaak. So dis die eerste ding wat ek dink ou se waardesisteem, jou waardestelsel moet so half net bietjie uitkristalliseer om te besef is, alle waardes kan ook nie gelyk wees nie. Alles is nie dieselfde nie. Jy kan nie jou koek hê en dit eet nie. En as 'n ou dit begin besef, dan is die vraag nie is, okay, wat's vir jou belangrik nie. Die vraag is, wat's vir jou belangrik wat jy bereid is om op die grond te laat val? Want alles is belangrik. Maar watter van die belangrike goeders is jy bereid om te laat val? En die oomblik as jy daai vraag van die ander kant af begin vra, dink ek, dan kom hy uit by wat die goeders wat regtig belangrik is. Want ek dink waardes is nie 'n krag wat jou voorbring nie. Dis 'n manier om gepenaliseer te word in die kort termyn wat jou iets kos. So daaroor as jy besef, okay, so my kinders is my prioriteit. My kinders is my groter prioriteit as my werk. Maar okay, ek gaan nog steeds werk sodat ek vir my kinders kan sorg, maar ek gaan nie, dit is nie andersom nie. Die werk is die grootste prioriteit. Dan beteken dit partykeer gaan ek nie eens op 'n verhoging of bevordering vat nie, want die prys daarvan gaan te hoog wees, want die prys gaan by my prioriteit, by my kinders betaal word. So dan beteken dit, my waardes maak dat ek nou gepenaliseer word, deurdat ek nie daai bevordering gaan kry nie. Want my waardes keer my. So waardes is nie iets wat jy gee, wat jy kry nie, of wat jy jou sterk hou nie. Dis ietsie wat jy voorbloei, dink ek. En dis daai Margaret Zurowiecki, of wat ook al van Signia dis presies wat sy sê, is my prioriteit is my besigheid. En daarom gaan die keuse gemaak, of jy nou saamstem of nie, maar dit ja, haar beginsel is waarin jy glo, en dit is jy moet 'n keuse maak hom. Ja, en sy sê, ek is 'n besigheidsvrou, en omdat ek 'n besigheidsvrou is, gaan my kinders die prys betaal. Slap, dat sê. Dis so sê dit. Waar ek sou sê, wel, kom ons verwys hulle beginsel, ek is die eerste manier van dink is ek 'n man en 'n pa. En ek is 'n kind van die Here. So met ander woorde, al die ander goeders gaan 'n prys moet betaal. Ek gaan dalk nie die dominee kan wees wat ek wil wees nie, en ek gaan dalk nie so suksesvol wees soos wat ek wil wees nie. Ek gaan dalk nie al die stokperdjies hê wat ek lus het voor nie, en ek gaan nie al die goeders kan doen wat ek wil nie, want dis die prys wat ek moet betaal om hierdie waarde in stand te hou. So ek dink in die eerste plek is dit, waardes is die besef dat daar 'n korttermyn koste is om 'n waarde te hê. Waardes is nie iets wat jy noem nie, waardes is iets waarvoor jy bloei. Dit kos jou iets. Vir die idee dat daar langtermyn 'n bate is in dit. So dan oor ek belê korttermyn hierso in 'n ding wat my kos, want ek glo langtermyn is dit die moeite werd. Uitkoms, watter uitkoms jy basies wil hê. En jy besluit watter uitkomste belangriker as anders is, as 'n ou dan 'n ander woord vir waardes. Ja. Maar ek dink bewuslik of onbewuslik maak almal van ons daai keuse. Maak nie saak in watter kultuurgroep jy is nie, watter volk jy verteenwoordig nie, Duitsers, Franse, Afrikaners, Amerikaners, almal maak daai keuse. Wat dit moeiliker maak om dit te handhaaf is die samestelling van die moderne gemeenskap, die finansiële druk, die koste van die lewe. Maak dat jou bates waarvan tyd een van die grootstes is, en emosionele energie en kwaliteit tyd is baie meer beperk as in vorige generasies. Want waar jy voorheen gekies het tussen ek gaan werk toe en dan sit ek by die huis,
kies kinders vandag, gaan ek op my selfoon wees, gaan ek TV kyk, gaan ek tyd met pa of ma spandeer as hulle by die huis is, of gaan ek na my maats toe en met hulle daar speel, of die keuses is net so groter en dit maak dit moeiliker, ook vir ons as paas en ouers van gesinne, is iets wat jy teen gaan kies. En jy maak daai keuse as gesinswaardes of 'n hegte gesin, 'n warm gesin. Jou prioriteit is, gaan jy uit die aard van die saak sekere goed moet inperk. En baie keer sien ek hoe mense teruggaan, hulle praat een ding maar doen 'n ander ding. En ek bedoel dit nie veroordelend nie. Dis jy weet wat 'n kers brand jy. Partykeer moet jy ander goed doen, maar die dag het nie langer geword tussen 50 jaar terug en nou nie. Hy nog steeds net 12 ure waar dit lig is en 24 ure in 'n dag. Maar jy moet soveel meer gedoen kry. Maar as die gesin nie baie hoog in daai lys is nie, dan gaan ons latere lewe en ons kinders gaan die prys betaal daarvan. Jy weet, ons jare loop uit en die toekoms is ons kinders. Wat 'n gemeenskap is ons besig om te bou? Want dis ek en jy wat dit doen. Ons kinders bou nie 'n gemeenskap nou nie, ek en jy doen. En hoe doen ons dit? Ek dink jy lig 'n oulike ding in, en ek het nou self dalk aan verval deur te praat van prioriteit, eerste, tweede, wat alles kos se ding. Maar ek dink daar's 'n ander komponent ook, en dis juist die groter prentjie teenoor die detail. Kom ek sê dit so, ons praat baie maklik van tyd wat beperk is, asof dit 'n hulpbron is, wat ons gaan uitgee op sekere goeders. Maar dit is eintlik nie. Want is nie iets wat ons het nie. Ons het nie tyd nie. Ek bedoel, ons het nie die vermoë om tyd te spandeer, want ons weet nie hoeveel ons het nie. So met ander woorde, in plaas daarvan om te kyk na dit as iets wat ons het, wat ons moet goed belê, moet ons besef dat die tyd wat ons het, kan ons net waardeer. So en ek dink dis die groot ding is om te sê, terwyl ons besig is om te prioritiseer en alles te probeer inpak en tydsbesteding reg te doen en ons geld bestuur ons tyd soos ons geld en al daai goeters, is die realiteit is dat hierdie is nie 'n lewe wat ons in is nie. Ons besit hom nie. En as ons aanhou dink in having mode is iets wat ons het, dan bestuur 'n ou dit baie anderste as wat jy begin besef, dis iets wat jy kan waardeer of miskyk. En ek dink dis dalk ook ietsie van 'n waardesisteem. Dis dalk net 'n ander manier om jou brein te gebruik op dieselfde konsep, bietjie net anderste. Dis dalk is dis 'n stupid voorbeeld hierdie, maar dit is as jy vir jou vrou blomme gee en dinge raak romanties, dan sê dit van 'n sekere manier van dink oor daai verhouding. Waar as jy besluit, weet jy wat, dalk wil sy nie blomme hê nie, dalk wil sy parfume hê, wat ook al. En jy vat vir haar geld en jy gee vir haar geld om dinge te laat romanties raak. Dan het jy haar nou net in 'n prostituut verander. Nou, so dan is 'n hele ander manier van dink oor daai verhouding. En ek dink baie keer is ons geneig om te dink aan ons het dit, en waar gaan ons dit spandeer, en wat gaan ons kry, en wat belê ons dit, en dan dink ons in 'n handeldryf manier oor gesinne, en waardes, en tyd, en al hierdie goeders, terwyl ek dink die gesonder manier, dalk is dit 'n teruggryp na meer klassieke tyd, is om te besef dat ons het niks nie. Jy weet nie of iets met jou kind by die skool gaan gebeur nie. Jy weet nie of die laaste keer is wat jy jou vrou sien nie. Jy weet nie of iets met jou gaan gebeur nie. En die antwoord is nie om nou te mors dit wat jy het nie, want as jy nog steeds in die transaksie manier van dink, maar eerder op 'n manier te sê is, het ek waardering hierso? Want as ek waardering kan hê in die oomblik, dan ekstrapoleer dit vir 'n groter waardering in die langtermyn. En dalk is dit die ding wat ons nodig het. Dalk is 'n waardesisteem wat ons kinders regtig nodig het, is nie om te verstaan ons is Afrikaans en ons is eerlik en ons het respek vir mekaar en al die goeters nie, maar dalk is dit eerder 'n waardering vir onsself
en vir die mense om ons en vir die geleenthede wat die Here vir ons gee. Miskien is waardes eerder die goeders wat 'n mens se oë oopmaak vir hoe waardevol die lewe is. Ja, baie, dis interessante invalshoek wat jy daar het. Dit sluit vir my 'n paar nuwe goed oop. Jy het na 'n belangrike beginsel hier verwys, en dit is tyd. Ek kyk na 'n bespreking, of dit was 'n debat tussen 'n ateïs en 'n baie bekende professor in wiskunde, afgetrede professor by Oxford of Cambridge. En die argument van tyd kom op, en die wiskunde professor sê, tyd is 'n verskoning, jy het al die tyd in die wêreld, so jy jou keuses maak. Hy sê, jy kan vandag baie tyd hê. Jy kies hoe jy jou tyd spandeer. Nou, dis 'n bietjie oor vir eenvoudig, jy weet, jy moet sekere tyd by die werk wees, en jy kan net 'n sekere tyd terugkom. Maar tog jy kies om by die werk te Maar wees. dis sy punt. Hy sê, dit wat vir jou belangrik is, gaan jy kies. Moet dit nie as 'n verskoning gebruik nie. So hy laat jou daai tree terug staan en sê, as werk jou verskoning is, dit was 'n keuse. Beteken nie, moenie werk nie. Maar jy mag anders kies oor die tyd by die werk en hoe die tipe werk so aan. Nou, in vandag se ekonomiese toestand het 'n ou nie sulke wye keuse nie. Die industrie waarin ek werk, baie van die mense wat by ons maatskappy werk, sien ek daagliks, so as gevolg van die ekonomiese toestand in die land, mense werk doen wat hulle elke oomblik haat. Want dis 'n baie gevaarlike omgewing waarin ons die besigheid bedryf. So, maar hy moet brood op die tafel sit vir sy gesin. En dis die ekonomiese realiteit. Om terug te kom tot die praktiese uitvoering van, ons praat nou filosofies oor wat is waardes en so, maar hoe maak ek dit gebeur in my gesin? En nou werk jy lang ure, nou sê nou maar, byvoorbeeld in die sekuriteitsbedryf, is alle skofte 12 ure. Dis 'n standaard in die sekuriteitsbedryf. As jy nou 'n sekuriteitsbeampte was, en jy begin 6:00 vanoggend werk en kom vanaand 6:00 by die huis, en jou gesin is nie 'n prioriteit nie. Hier kom ons by die praktiese uitvoerbaarheid. Dan moet ek as pa tyd met my gesin spandeer. Ek dit nie doen nie, gaan ek wen, maar hulle gaan die prys betaal, iewers, vorentoe. En weet jy wat, as daai treinongeluk gebeur, gaan dit my affekteer. Dan gaan ek reaktief. Dan kan ek nie kies hoe ek daai skadebeheer gaan doen nie. Want die skade gaan buite my beheer wees. Ek het dit toegelaat. So ek het nie 'n keuse nie, as ek by die huis kom, nie elke aand nie, maar oorwegend en gereeld. Maar dit moenie 'n moet wees nie, dit moet 'n wil wees. Want as jy dit nie wil vir jou gesin doen nie, want jy 'n paar ander vrae om vir jouself te vra. Next team. En ek dink dis die ding, dis die waardering wat 'n ou het vir hoekom jy 'n ding doen, waardering vir jou gesin. Ek dink dis ja, as ek het moet terugbring grond toe vir my, sou ek sê, waardes gaan oor die waardering wat jy het vir iets, die oë wat oop gaan. En as jy dan net 'n 12 ure skof gehad het, wel, dis nie nou soos, ek het nou het ek gewerk en nou sit, dis waardering daarvoor dat die realiteit, hoekom jy ook opgedag het vir daai werk, was vir jou gesin. Ne? So foute wat jy maak, wel, jy moet waardering daarvoor ook hê dat jy jou beste doen, en dat jy nog foute gaan maak. Maar selfs in dit, leer jy dalk 'n waarde vir jou kinders van hoe dit oukei is om op te staan as 'n mens 'n fout gemaak het. Hoe jou beste goed genoeg is. Al is dit nie goed nie. Is dit goed genoeg? So ek dink daai waardering vir die lewe. Voordat ons opgeneem het ek en jy 'n bietjie gepraat oor autopilot. Ek dink waarde gaan net daaroor dat 'n ou dalk intentioneel begin leef en die autopilot afsit. Ja, dis ons vriend en ons vyand, nee, hy werk vir ons en teen ons.
eintlik 'n beskermingsmeganisme, verstaan ek, maar yes, ek sal die ouetjie, ek sal like om so 'n paar herprogrammerings te reël daar. In elk geval. Om terug te kom tot die samelewing, jy het in so 'n paar stellings gelede het jy verwys na die bure en dit almal het kinders groot gemaak want jy gaan speel by die maatjie langs aan en die maat met jou geraas want ons handhaaf min of meer dieselfde waardes in ons in ons kultuurgroep. En daai is iets wat verander het en dit is een van die groot bydraende faktore. Vroeger jare, ek onthou toe ek kind was almal in die straat het mekaar geken. Ons het oorgestap en gaan kuier by die bure. Ons spontaan. Ons het gehoor as dit klop aan die deur en dit mense van die kant wat gou kom koffie drink. Dit was die norm, dit was regtig so. Hier in die dorp waar ons woon, van Noel Park. Vandag gebeur daai nie. Nommer 1 sekuriteit, nommer 2 ken jy die mense langs jou nie en nommer 3 jy's in kompetisie met hulle. Hulle kar is groter en hulle huis is groter as myne. Ek like dit nie, ek wil meer hê. Daai materialistiese benadering. En dit sit daai finansiële druk nog hoër waar dit gaan oor wat ek het en wat my geld kan koop. En as ons daai parallel verder deurtrek, ek en Julie gesels so nou en dan daaroor waar, omdat sy in die onderwys was en nog steeds is ons is geneig om kinders altyd te oordeel op akademiese prestasie, asof dit die enigste maatstaf is van waarteen gawes gemeet word. Dit is so onregverdig. As jy die akademiese aanleg en prestasie en die vermoë het, die Here het ons elkeen ander talente gegee. Akademie en prestasie op daai gebied is slegs een. Daar's baie ander. As jy kyk na areas soos musiek, as jy kyk na goed wat natuurlik aanvoelbaar, mense het natuurlike talente. En ons kyk daai goed mis, want alles gaan oor finansiële prestasie. Hoe kom jy daarby uit as jy moet 'n professionele werk hê, soos 'n prokureur of 'n CA of 'n dokter, as jy nie, dit is nie, you haven't made it. Hel, ons maak ons kinders verkeerd groot, man. As dit die waardestelsel is, want my huis moet groter as die buurman se is. As dit is wat my gesinheid bestaan, sorry, dan wil ek op my eie bly, want dis nie die waardestelsel wat in my lewe werk nie. Kyk, en ek dink jy sluit nou 'n oulike ding oop. Jou waardes is die ongeskrewe reëls wat 'n mens vir jou kinders gee, wat ons glo vir hulle die goeie lewe gaan oopsluit. Met ander woorde, as ons druk vir akademiese prestasie, as ons druk vir dit, dan is daai waardebepaling wat ons doen, is omdat ons dink dit gaan vir hulle die goeie lewe oopsluit. En ek dink wat ons vir mekaar vandag hierso sê is dit wat die samelewing vir ons leer, ou se waardes moet wees. Kompetisie, egosentrisme, al die goeders, kyk uit vir jouself eerste, dog eat dog world, wen of verloor, al die goeders. Dis nie noodwendig die eienskappe, die waardes, wat ons ervaring vir 'n mens leer, die goeie lewe oopsluit nie. Ek dink dis wat ons vir mekaar sê. Absoluut, en dit onderstreep maar net weer eens dat die waardevolste goed in die lewe kos nie geld nie. Dit is regtig so. Goed wat jy met geld kan koop, is die meeste van tydelik. Goed wat jy nie met geld kan koop nie, het ewigheidswaarde. En ons is geneig om na die geldmaatstaf toe te gaan. Dit is 'n interessante gesprek en idees om dieper te dink oor die goed en om tyd met ons gesinne te spandeer, tyd met ons kinders te spandeer, want hoe meer tyd ons spandeer, hoe groter invloed het ons dan vroeër het jy gesê, dit moet intentioneel wees. Ek moet nie net tyd spandeer nie, dis ook goed. Wat maak ek met daai tyd? Want tyd het 'n kosbare kommoditeit geword. Ek moet tyd spandeer en dit moet kwaliteit tyd wees. Ek moet iets bereik. Dit beteken nie hulle moet in 'n klas sit en ek gaan hulle nou leer van die lewe nie. Maar deur hoe ek my tyd met hulle spandeer, leer hulle iets, hulle besef dit net nie. Hulle gaan eendag wanneer hulle waar ons is terugkyk en sê, "Wow, my pa het my baie geleer." Ek wil graag vra vir julle wat by die huis kyk,
ons het 'n bietjie julle leiding hier nodig met hierdie ene ook. Wat dink julle? Hoe verstaan jy waardes? Hoe dink jy hieroor? Wat sien jy in jou eie lewe gebeur? En ek wil dit so 'n bietjie persoonliker sny om te sê is, wat het jy al geleer? Watse foute het jy gemaak wanneer dit by waardes kom? En wat het jy intussen ontdek? En deel 'n bietjie met ons ook, dat ons by jou kan leer, asseblief. Ja, dit sal interessant wees. Hoe meer opinies, hoe meer interessant die bespreking. Andrei, dankie, dit was 'n lekker gesprek. Baie dankie daar. Dankie julle.